Aba Vader, ons kom vanoggend en ons wil net kom dankie sê, Here. Dankie dat U God is. Here, dat ons op U kan vertrou, dat ons nie hoef goed te maak werk in ons lewe nie, dat ons nie hoef te probeer goed manifest nie, Here, want dis ons moet deesdae die nuwe woord, manifesteer dit net. Al wat dis net 'n demoon wat manifesteer, Here. Here, help ons om so ingetap te wees met die sagtheid en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, dat God se teenwoordigheid, U goedheid, U grootheid, U guns, U genade, U liefde, ons hele lewe net flood. Here, laat U sal inkom soos 'n tsunami in ons lewe, en net alles sal kom overflow met wie U is. Ons soek niks mensgemaak nie, ons soek niks gefabricate nie, ons soek geen hype nie, ons soek net die genuineness van U hart en U teenwoordigheid. Dat U sagtheid, U liefde, U wil vanoggend in ons lewe geskied. Heilige Gees, ons gee U onvoorwaardelik toestemming om in ons te werk. Ons gee U onvoorwaardelik toestemming, Heilige Gees, laat die woord in ons werk vanoggend. Kom stir in ons harte, kom stir in ons gees. Maak ons koppe stil van die dinge wat die week gebeur het, en vat elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Laat die woord vanoggend ons elkeen inspireer, ons oplig, ons oprig. Daar waar hy moet tug, laat hy tug. Daar waar hy moet regstel, laat hy regstel. Daar waar hy moet harte verander, laat hy verander. Want dis wat die woord doen. Die woord help, die woord red, maar die woord is ook 'n hamer en die woord konfronteer. En ons het almal dit nodig. Here, anders te leef ons alleen. Laat U waarheid vanoggend ons elkeen se waarheid wees. En ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. En almal sê saam. Amen. Julle kan sit. Julle kan sit. Amen. Barend, wil jy vorentoe kom? Jy het 'n getuienis om ons te vertel. 1000 dae, my man. Jy's nou het ek nie eers voorberei nie. Jy's altyd voorberei. Jy het ons die Heilige Gees. Amen. Hallo almal. Laas donderdag was ek 1000 dae skoon en nugter. Ja, dit is net die genade van God. En ek wil net sê 1000 dae terug, toe Kobus 'n stukkie op Facebook gesit, voordat jy verslaafde judge, moet jy jou sigarette of jou foon neersit vir die week. En ek onthou dit nog, dit is 'n bomselter dingetjie gelees, so wat 1000 dae terug. En dan die Here het my ook geseën, want my 1000 dae terug, toe was my vrou, my kinders almal was kwaad vir my, was 2 jaar en 4 rehabs, en ek wou nie luister nie. So my vrou en my kinders is weer saam met my, en my dogter begin ook na die Here te volg, en sy sê nou vir my, ek sê van my kind, ek is so trots op jou. Sy sê, pa, ek het 'n goeie leier. En hy voel trots daarvoor, want jy werk hard daarvoor. Baie dankie julle. Amen. Jy is baar en ek onthou toe jy aangekom het, daai eerste paar weke soveel trane. Net om vir die Here te sê, Isak, vat weg, maak reg, alles wat stikkend is. En wow, 1000 dae. Amazing. Dis net die Here se wil, amen, sy goedheid. Amen. Rihanna, jy het ook gevra vir 'n spreekbeurt. Prys die Here. Het jy 'n vraag? Het gevra, nie net opgedaag. So, ek wil eers vra, wie is opgewonde oor ons nuwe kerk? Okay. Wie wil graag deel wees van ons nuwe kerk? Okay, so, ek het met die Here gepraat oor hierdie gisteraand, soos in baie, en, want ek het 'n getuienis om te lewer, maar ek wou graag 'n impak maak ook. En hy het vir my 'n versie gegee, en voor ek iets sê, gaan ek eers die versie lees. Dis Matteus 25, vers 23, en dit gaan, my foon wil nie aanlok nie. Ja, ek moet eers onthou, maar onthou die breinselle, die erkepitte. Maar in afval, so, ons almal ken die storie van
die boer wat weggegaan het of die ryk man en hy het vir sy werkers muntstukke gegee en vir hulle gesê doen daarmee soos wat julle goed dink. So die een het 5 gekry en hy het gewoeker daarmee en hy het dit vermeerder. Die ander het 3 gekry, 2 gekry, toe maak hy dit 4. So 2, toe woeker hy daarmee, toe verdubbel hy dit. Dis al een wat net enetjie gekry het en hy gaan steek dit onder die grond weg en begrawe dit en wat het daarmee gebeur? Niks. Dit het geroes. Okay. So die Here sê vir ons, jy het talente gekry, jy het abilities gekry en jy het goed gekry, werk daarmee. En aan die einde van die dag, toe die ryk man teruggekom het en hy praat die mense wat goed gedoen het, toe sê hy vir hulle, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Nou dit is presies wat dit is om in ons nuwe kerk te deel. Dit is, kom deel in die happiness. So, die laaste ruk vandat ons geweet het van die nuwe kerk, het ek eers vir Eddie 'n sarkastiese boodskap gestuur van, is daar 'n groepie waar ons kan weet of ons kan kom help? Want ek wil ook op daai groepie wees. Maar daar is nie 'n groepie nie. So, vra en gaan deel daarin. So dis wat ek doen. Ek vra oor die Eddie, kan ons vandag kom, kan ons kom help? En dan gister, wel, vir 'n ruk terug, 'n maand gelede, 3 weke terug, toe het ons gegaan en ek en Viana en 'n klomp ander het gegaan, die 2-on-2s en 'n paar ander, en ons het in die tuin gewerk en ons het gaan, jy doen fisiese harde werk, maar julle die joy daarin. Kyk, ek sit heeldag agter 'n tafel, so vir my om fisiese goed te doen is woes, dis baie woes. Maar die joy daarin, en gister, die hele week sukkel ek met my sinusse, en Vrydag aand drink ek, in plaas van 'n Tarantapilletjie, drink ek 'n Allergex en die ding knock vir my, 6 Love. So gisteroggend word ek wakker en ek raak so op my foon en ek sê, kom amper, en ek raak in die slaap. Toe ek wakker word, toe kry ek 'n asma aanval, en ek gebruik my asma pompie, en ek is soos, Here, ek het commit, ek gaan vandag by die kerk werk. En dit reën, en dit is soos, nee Here, ek gaan vandag kerk toe. En ek kom by die, ek en Viana maak klaar, ons kom by die kerk, en ek kom dan maak bewe so van die asma pompie, want toe pomp ek sommer na 2 keer. En toe begin ons werk daar buite in die tuin, en julle die vrede, die rustigheid, net om die voeltjies te hoor, die honde te sien hardloop, die werkers om jou te hoor, banter met mekaar, Jean-Claude en Shane wat met mekaar praat, pastoor wat nou en dan kom en 'n woord sê, en Eddie wat uitkom en iets kom sê, en die honde wat jou kom groet, en dis net so amazing, die vrede, dis so blessing om daar te kan wees by ons nuwe kerk. So ek wil regtig vir almal uitnooi, steek jou hand op, daar is nie 'n groepie nie, steek jou hand op, vra vir Eddie, kan ek vandag kom help? As jy emosioneel nie lekker is nie, as jy hartseer is, as jy kwaad is, as jy depressed is, gaan werk in die tuin, dit help. Ja, my handjies is gevoelig, my ruggie is gevoelig, maar ek is hier. Julle, dit is net, en dis vir ons kerk, dis ons rentmeesterskap, dis vir ons kerk, julle. Dis vir ons koninkryk, dis vir ons Here, dis vir mekaar, dis vir ons self. Kom wees deel, dis regtig awesome. Dis al. Amen, daai was kort. Prys die Here. Wat is jou naam? Marissa. Terwyl jy worship, wys die Here my die hele prentjie van 'n journey van jou lewe en waar dit begin is, maar hy wys my heeltemal hierdie wurmprentjie wat in 'n papie verander het. En terwyl jy worship, wys die Here vir my, hy breek vandag die papie se dop oop. En hy sê, daar gaan 'n vlinder uitkom in die gees, maar jou vlerke verskil van ander mense se, en daar kom nuwe klere, want hy wil iets mooi openbaar wat mense nie geken het van hom nie. En hy gaan jou gebruik, so trust regtig daai sagtheid in jou. God is besig om, hy het jou voorberei, die verwerping waardeur jy gegaan het, is eintlik jou voorbereiding. En ek sien hoe die Here daai vlerke van jou oopmaak, en dit lyk nie soos 'n gewone vlinder nie, maar dis helder, maar dis mooi, dis bont, maar nie irriterend nie. Dis asof there's a new light shining, en ek sien letterlik hoe jy deel is van 'n nuwe generasie van
gevorderde vroue, laat ek dit mooi sê, wat wysheid bring, wat iets nuut na die tafel toe gaan bring, wat die koninkryk van God nodig het. Amen. 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 Ja, maar yes. Nou ja, volgende boodskap, die van julle wat nie weet nie, wat nie gesien het nie, sê, is jy 'n lidmaat van jou kerk of is jy 'n vennoot van die koninkryk? Amen. Amen. Nou is julle almal stil. Wat gaan hy nou eintlik vir ons sê? Ek weet nie, ons gaan kyk wat sê die Bybel vanoggend. Gisterand luister ek na Creflo Dollar, as jy nie weet wie hy is nie, gaan soek hom op. En nee, dit was nie hy nie, dit was Miles Monroe, die ander ou. En hy praat oor die koninkryk, en dis een van daai, jy's op YouTube en skielik pop hierdie preek op. En die sê, en die preek sê, wat is die koninkryk? Ek is like, cool, laat ek hier hoor wat hy wil sê, wat ek wil sê. En hy sê amazing ding, daai piep wat julle hoor is die krag. En die amazing ding wat hy sê is hierdie, hy sê Jesus het meer oor die koninkryk gepreek as enigiets anderste. Want dis wat hy kom establish het. Hy het gesê die koninkryk van God is in julle. Amen. Jesus het net een keer oor bekering gepraat. Amen. Hy het nooit die kruis gepreek nie, want hy moes deur die kruis gaan. Maar wat hy kom establish het, was die koninkryk van God. En iets wat ek en jy moet verstaan oor die koninkryk, 'n koninkryk is nie 'n president nie. 'n Koning is nie 'n president nie. Amen. 'n Koninkryk het nie diplomatie en almal vout vir wat hulle wil hê nie. In die koninkryk doen jy wat die koning sê. Amen. Anderste het jy jou kop verloor. Amen. Letterlik en figuurlik. En nie, hulle het jou nie mal verklaar nie. Soos ek sonder 'n kar, Carlos, nee? Amen. So, die wat nou nie weet, welkom ons so sê nie, Vrydag is ek en my vrou doen gou kerk shopping, JC hulle is besig by die huis, Shane en hulle besig om die swembad te goed te doen, ek gaan koop swembad goed, stop by Chamberlain, koop goed daar, stop gou by Gelmar, kom uit, Carlos, weg is hy. Tjong, ek toch wegrap, nee, die Here vat nie karre nie, hy vat mense. So, dis nie dit nie. So, eerste ding, bel my skoonseun, want ek weet, hy gaan almal bel. Ek sê vir hom, Jay, kar is weg, laat weet almal. So gou as hy kan, het hy omtrent die hele land aan op die, besig om die kar te soek. My vrou is, kan ek die foon kry, sy wil vir JP bel, ons makelaar. Dis belangrik, dat hy dit hanteer, gaan JP doen sy ding. Ek stap in, ek sê vir hulle enige footage, hulle gee vir ons die videomateriaal wat ons soek om te wys hoe hulle ons kar gevat het. So, eerste vraag wat almal vra, het jou kar 'n trekker? My baie spontane antwoord, nee, wie het 'n trekker nodig? Amen, ek het mos 'n Ford, wat moet met trekker ook maak? Amen, maar net ek verstaan is nie dieselfde ding nie. Ek dink aan, as ek 'n plaas gehad het en mielies geplant het, het ek 'n trekker nodig, maar blykbaar is dit nie dieselfde ding nie. En wat amazing is, daar gaan die kar. En die eerste ding wat die Here vir my sê, jy het een van twee goed. Wat jy nou gaan doen? Ek is like, ja Here, hy sê, nommer 1, kies jou gesindheid, hoe jy hierdie dag gaan hanteer. Verder. En ek is like, Want op die oomblik wil ek iemand se save button druk op sy linkeroor. Die Here sê, kies jou gesindheid. En ek sê, hoekom Here? Hy sê, want jou gesindheid bepaal hoe die dag gaan loop. Toe weet ek, okay. Chill, raak rustig. Laas Sondag sê ek mos lekker hiervoor. Die Here is besig om met my oor geduld te leer, en ek leer so baie oor geduld. Blykbaar is ek nie klaar nie. So, daar begin ons. Bel rond, Shane, ek bel vir Shane, want hy is op pad na my toe, hy sê, is julle op die plot? Ek sê nie, ek is by Gelmar. Kry jy op die plot? Nee, jy kry my hier, want ek het nie 'n kar nie. So, toe hy ons kom oplaai, vat hy my poliesstasie toe. Ons Suid-Afrikaanse poliesdiens is nie haastig nie. Okay, moenie as jy haastig is, dink hulle is haastig. Amen. En daar het ek geweet, daar moet ek juis aan my gesindheid werk. Amen. Want as mense nie kan hoor wat jy sê, of verstaan wat jy sê, of skryf wat jy sê, want jy weet, jy mag hulle nie reg help nie, want dan tree jy buite jou jurisdiksie om. So gesindheid is belangrik. Nou, hou ons die kalm, vul die vormpjes in, teken hier, skryf daar, sy skryf die hele ding. Shane is daar by die poliesstasie, hy sê, daar is 'n ou tannetjie wat sê, het ek reg gehoor? Het hulle nou net hierdie ou se kar gesteel? Hy is like, ja, sy sê, maar hy is so rustig daaroor.
Dis like telling jy weet nie wat hier binne aangaan nie, né? Ek moet luister vir die Here, die gesindheid bepaal alles. So, om 'n vinnige vorm in te vul, 2 ure later is ons klaar. Né? Het gou gegaan, 1,5 bladsye geskryf, 2 ure gevat. En Shane stuur ek, gaan koop nuwe swembad goed, want ons moet die swembad reg kry, julle wil mos swem, amen? En ons wil mense doop, so alles moet 'n plek val. En hy ry, ons stuur hom nou rond, hy is nou maar die gopher, daar gaan hy hierdie kant, daai kant toe, kinders is op al die groepe, op al die radiostasies, hulle help kar soek, en nou ry ons Vodacom toe, want hulle het my foon ook gevat, amen? Blykbaar het hulle gevoel, hulle wil bel, maar hulle kan nie, want hulle het my nodig, maar hulle het die foon gevat, hulle het alles wat in die kar is gevat. Dit is scary as jy daar gaan sit by die polisie en jy moet neerskryf wat's alles in jou kar wat weg is, en jy skrik wat's die som totaal van al daai goed, en nou is ons Vodacom toe, nou sit ek daar by die een laaitie, nou sê ek vir hom, nee, hulle het my foon gesteel. Nou gaan hy in en hy sê nie, okay, hy wat 'n foon, ek sê die nuwe een, ek het hom 'n week terug gekry, laas donderdag. Hy is weg. Ek sê, Vodacom was so nice toe, ek kom kry sy hulle, meneer, ja, omdat jy die foon vat, gee ons jou gratis 2 maande diefstalversekering. Just like, Vodacom het ook geluister vir die Here al 'n week terug. Okay? Die van is, hulle het dit nie geactiveer nie. So dis sê die ou vir hulle, maar dis julle probleem, want dit staan op sy kontrak wat hy geteken het, so julle moet nou julle stelsel gaan update. So ons wag nou vir hulle om die stelsel te update. Maar terwyl ek nou daar binne sit, daag my vrou op en sy sê, hulle het jou kar gekry. Jou wil met jou praat. It's like, okay, en die eerste ding wat die ou by Vodacom sê, het hulle jou foon ook gekry. It's like, nee, jy gaan vir my 'n nuwe foon gee. En hulle sê toe nie, hulle het my kar gekry, nou ja, Hammanskraal in die bosse. Jy weet, dis omtrent 4 ure later, amper 5 ure later, het hulle my kar opgespoor, sonder 'n trekker. As jy sien waar hulle hom gekry het, kan jy nie dink iemand het hom raak gesien nie. Later toe sê die ouens van die reaksiemag vir my, nee, hulle in die omgewing rond was hulle besig, want hulle soek 'n gesteelde Fortuner. En hulle in die bosse kom, hier staan nou Everest en Idle. Deur is oop, boot is oop. Hulle het my roubaar voor my spots afgehaal en in die boot gesit. Sien, dis dalk 'n teken dat ek nou daai bumper moet kry. Hulle het so lank alles gestrip voor, ek weet nie. En hulle het die sand gelos, prys die Here. Nee, maar ek het nou nuwe sand, nou het ons 2 keer sand, witte swembad, en wat nuwe sand kort, en wat amazing is, hulle bel toe en sê nie, hier is jou kar, lyk eintlik scary vir 'n kar wat al so lank weg is, en hulle het minimum skade. Ek kon nog laat Vrydag aand op die foto sien, waar hulle die handle afgehaal, wat hulle soek vir 'n trekker, en daai tipe goedjies, ek kan sien my awning het geskeer, waar hulle deur die bosse gejaag het, maar dis klein goedjies, amen? Dis goed wat die Here kan voorsien, en ja, die polisie sê, ek kan maandag my kar gaan haal, so dis nogal amazing, maar dis, nou dink jy nou Vrydag aand, hey, ek het hierdie gelooftoets geslaag, wie het al so gevoel? Van julle tot vir my super sarkastiese video's gestuur, van 'n ou in die water wat versuip en sê, ek het hierdie spiritual test geslaag, julle is siek, julle mense, en wat amazing is, hier staan ek maandagoggend om, okay, saterdagoggend op, ek wil gou hierdie ou foon van my op die kerk se bank lok, dat ek kan betalings doen, die bank gooi my uit, druk ek alweer iets verkeerd, right, bel hulle, het hulle my help, ek sê, ja, ek probeer hierdie foon opsit, hulle sê, wat's fout met die ou foon, ek sê, hy is gesteel, die vrou sê, just wait a minute, I'll help you with that, no, this maak my exciting, I mean, as iemand dit sê, wie word excited, as hulle sê, hulle gaan jou help daarmee, so it's like, okay, I did the whole fraud thing, because you are a business, ek het al die kaarte ook geblok, ek is like, die kaarte is by my, ja meneer, ek verstaan, maar dit is ons prosedure, ek sê, is net die foon. Sy is like, dis die prosedure, ongelukkig. Sy sê, hoe het hulle jou foon gesteel? Ek sê, was in my kar. Sy is like, they stole your car also. Ek sê, ja, sy sê, you're not having a good day. Ek sê, nee, en jy help nie. Maar ek hou my gesindheid suiwer, want ek weet hierdie is deel van die toets.
My vrou stap in, sy sê, het jy reg gekom met die bank? Ek sê ja, hulle het alles geblok. Ek moet blykbaar maandag ingaan. En sy is like, man, die Here is nog nie klaar met jou nie. Amen. Wie van julle het al gevoel, die Here is nog nie klaar met jou nie? Amen. So ja, maar ons is dankbaar, die Here het so vir ons deurgekom. As ek sien hoeveel mense wat in die vehicle recovery besigheid is, jy kan nie glo nie, my seun post 'n video, hulle het my kar gesteel, weet jy hoeveel mense gaan adverteer hulle werk daar? Ons sal hom gaan soek, so jy weet al die soek kom met 'n price tag, nee? Die Here is like, nee, kom ek stuur dit 'n engel, maak hy ouens skrik, boe, hulle hardloop, los die kar alleen. Amen. Polisie sê toe vir my, ons het jou kar gekry, wil jy hom kom haal? Dan skrap ons die docket, toe sê ek, nee, daar's goed in wat weg is, ek moet die docket nommer kry, case number, nee, sodat ek kan die versekering soek doen. So, wanneer het hulle vir jou gesê, wel, die hele ding is deur? Gister, laat weet hulle al vir JP Wright, kan ons uitbetaal? Hy is like, nee, wag jy 'n bietjie, hulle het die kar teruggekry. Ek is like, shh, vat die kar! Ek kan 'n bus koop vir die kerk, kan meer mense saam met my rondry. Maar die Here is like, nee dude, ek het net bietjie met jou gemors, vat jou kar, jy het amper bly geraak, hier's hy terug. Amen. So ja, dis ons getuienis van ons naweek sover. Amen. Sover, ja, daar's nog 'n hele dag oor. Amen. Enige iets is moontlik. So, prys die Here. Nou ja, kom ons kom terug by die diens, want dit sluit alles so aan hierby. Die groot ding is wat ons moet verskil, daar's 'n massive verskil tussen net 'n lidmaat van 'n kerk wees en 'n vernoot van die koninkryk. Want in die koninkryk waar God is, ek en jy is 'n kind in sy huis, ons is nie 'n werker in sy koninkryk. Amen. Ek wil jy moet dit vandag verstaan. Jy werk nie vir God nie. Die Bybelse woord is co-worker. Ons werk saam met God. Amen. We are co-laborers. So, alles wat ek en jy doen ons nooit alleen nie, want God is involved. Jy werk nie vir 'n hemelse baas nie. Jy's deel van 'n huis. Amen. En hy noem ons sy vennote. Met ander woorde, ons is saam met hom in die koninkryk se besigheid ook. Jy's saam met hom in die koninkryk se ruling, jy's saam met hom in die bestuur, jy's betrokke by hom in die huishouding. Amen. Is hier enige mans en vroue wat saam met besigheid is? My vrou sak jou aan. Daarso is twee. Hierdie kant. Daarso, ja. Amen. Wanneer jy saam in besigheid is, share jy meer as net hoe was jou dag. Amen. Ander woorde, jy leer mekaar ken anders. Vra koppels wat saamwerk, is nie altyd maklik nie. Amen. Vra my vrou. Sy moet wel baas vir of sy verlof kan kry. Dan vra ek, waar gaan ons? En en is so amazing hoe die koninkryk werk. Is so amazing hoe dit werk as om te begin verstaan dat jy's nie net 'n nommer op 'n kerk nie. Jy's nie net 'n naam op 'n blaadjie nie. Amen. Ek spot altyd my pelle met die groot kerke. Ek sê, het jy lidmate wat na jou toe kom en sê, ek sit in blok G, stoel 21, onthou jy my? Ek sê nie, het ons name, amen. En hulle dink nie altyd ek snaaks nie, maar ek geniet dit vreeslik. En dis wat belangrik, want 'n lidmaat behoort aan 'n struktuur. Jy's 'n lid van 'n golfklub, amen. Amen. Sê weer? Nie weer nie. Ja, van julle speel mos nie golf nie. Amen. Slaan en soek. En amen. So, 'n lidmaat behoort aan 'n struktuur, maar 'n vennoot dra die hart, die visie en die verantwoordelikheid van die koninkryk. Aan die ander woorde, 'n vennoot ken die koninkryk by hart. Jy weet wat sy droom, jy weet wat sy visie. Jy verstaan die mandaat. Amen. Want jy's uitverkoop daarvan. Jy vat ook verantwoordelikheid oor die koninkryk. Want dis wat 'n koning se kinders doen. Want hoekom? Daar's 'n nageslag. Ek sê altyd met die kerk, ek gaan nie vir altyd hier wees nie. Eendag gaan dit nie die kar wees wat weg is nie, maar ek. Amen. En dan gaan bomshelter aan, want is God se droom, nie myne nie. Dis sy mandaat. Amen. En ek het ingekoop in God se planne, my hele lewe daarin gegooi. Want hoekom? Ek het besef, ek het 'n verantwoordelikheid met dit wat God wil doen.
Hoor wat sê Filippense 1. Ek gaan vandag baie versies lees. Wie hou van Bybelversies? Want dan hoef ek jou nie te oorreed nie. Die Bybel gaan self met jou praat. Amen. Filippense 1 vers 3 sê, ek lees tot vers 11. I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I am sure of this, that you began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Nou sê ek bring, ek klink nou amper soos Abby, goed and you. Ek love as ons Engels is probeer Afrikaans praat. Amen. Hy sê, at the day of Jesus Christ, is right for me to feel this way about you all, because I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and the praise of God. En ek love hier waar Paulus kom en hy praat van ons as partners in die gospel. Amen. Ons is vennote van die evangelie. Amen. Hy sê ons almal het 'n verantwoordelikheid. Want deur 'n partyker, ons het nou die dag al gepraat oor 'n partyker in Christus te wees. Dis by die disipelskapskool. Maar 'n partyker beteken dat ek het ten volle deelname aan alles wat in die koninkryk gebeur. Amen. Met ander woorde, jou kerk is nie meer net 'n plek waarheen jy gaan nie, dis 'n community aan wie jy behoort. Dis 'n familie. Julle weet, dit is ons grootste ding hier, dis 'n familie. Hier love ons om familie te wees. Ons kuier saam, ons eet saam, ons braai saam, ons bid saam, ons huil saam, ons bid saam. Hoekom? Want dit was God se plan. In Handelinge is dit die kerk se doel. Dat ons soos familie kan wees, want baie van julle se eie bloedfamilie wil niks met jou uit te waai nie. Maar God se familie gaan na jou kyk. Amen. Ek is nader aan baie meer van my kerkfamilie as wat ek ooit aan bloedfamilie is. Amen. Want dis hoe God ons aan mekaar sit. Want hoekom? Ons is nou deel van sy familie. En dis daai ding wat ek altyd sê die Bybel ons leer. Ons sê altyd bloed is dikker as water. Maar die Bybel leer ons gees is dikker as bloed. Jou geesfamilie gaan partymal jou enigste familie wees. En vir baie van julle is dit jou enigste familie. Amen. En ons is saam in daai familie. En dit is so belangrik om dit te verstaan. Wat Paulus sê, hy sê, for you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. Hy sê, hier gaan ons saam deurgaan, van imprisonment tot die evangelie, deur die goed en die sleg, deur die challenges en die opgewonde tye, deur wanneer ons niks doen en wanneer ons werk. Hy sê, ons almal deel van die evangelie. Ons is almal deel van wat God besig is om te doen met die koninkryk. Amen. So, ek en jy het 'n verantwoordelikheid oor hoe ons deel. God verwag van jou om deel te wees van die koninkryk. Anders is jy net 'n lidmaat van 'n kerk. En dis 'n mindshift wat ons moet maak. Om te beweeg van die een na die ander een. 'n Lidmaat fokus op wat ek kan ontvang. Vennootskap fokus op wat dra ek by en hoe leef ek uit wat God se doel is. Amen. Wat bring ek na die tafel toe? Wat bring jy na die tafel toe? Jy het 'n talent by God gekry. Jy het 'n gawe gekry. Hoe dra jy dit by tot die koninkryk? En nie praat ek nie net van Sondag kerk nie. Ek praat van 7 dae 'n week. Amen. Amen. Julle is mos 7 dae 'n week kinders van God, nê? Nie net 'n Sondag en die res van die week leef jy soos 'n weeskind nie. Amen. Sondag is Hemelse Vader en die volgende Maandag vra almal, waar is jou Vader? Want jy het bietjie verander tussen Sondag in die kerk toe jy gaan halleluja en waar jy nou trek. Amen. En dit is belangrik. Dit is belangrik. Nog 'n paar verskille tussen 'n lidmaat en 'n vennoot. 'n Lidmaat wag om bedien te word. 'n Vennoot soek waar hy kan dien. Amen. Want jy kan dadelik sien wanneer mense net, ek het nou die dag op die besigheidsgroep gesê, dis normaalweg die ouens wat jou die meeste afstry vir 'n cheap deal wat jou die meeste moeilikheid gee. Amen. Jy het daai ou al die discount gegee en dan sê hy ou wat jou hel gee oor jou produk. Amen. Plaas ek jou gedouble charge. Dan kry ek kliënte toe ek nog in die koöperatiewe wêreld was,
Was al kliënt, ons het kombuiskaste goed geïnstalleer en almal het hierdie ou in die Bosveld geken. Niemand wil vir hom werk. Nou bel hy my en sê, gaan jy vir my 'n quote op 'n huis gee? Ek is like, nee. Hy sê, asseblief, niemand wil my help. Nou, my persoonlikheid natuurlik, weet julle, ek is baie stil en teruggetrokke, weet jy hoekom? En ek sê nee, ek sal jou quote en ek besluit ek gaan vir hom roer met die quote. Nee? Sê byvoorbeeld die job was, vat 'n voorbeeld, 50.000 dan ek charge hom 150.000. Amen. Nou weet ek hy gaan nee sê. Nou bel hy my quote aanvaar. It's like, okay. Op die einde van die dag was die job oor die 600.000 rand, want daai ou het 'n huis gebou groter as my drome. Nee, en sy kantoor alleen is groot, is soos hierdie vertrek. Is like, wat doen jy na julle vertrek? Hy het kaste vir boeke, maar hy lees nie. Nee, julle ken ons sulke kinders van die God, hulle het 'n Bybel maar hulle gebruik hom nie. Dis amper dieselfde ding, nee? En wat vir my amazing is jy leer op 'n tyd in jou lewe dan hou op om te kyk wat kan ek kry. As jy kerk toe kom net vir wat jy kan kry, mis jy die koninkryk. As jy kom, want dan's jy die een wat gaan moan en gaan sê die liedjies was nie mooi nie, ek het niks uit die preek uit gekry nie. As jy kom vir die preek, mis jy dit. Jy kom vir Christus. Amen. Jy kom nie vir 'n liedjie nie, jy kom om te aanbid. As jy 'n mooi song soek, dan gaan jy nie van al my songs hou nie, want my musiekstyl is bietjie weird. Amen. Ek het van klassiek en sag tot aggressief en rof. Hang af wat se mood ek trek. Amen. Van my musiek gebruik hulle om kinders in 'n kleuterskool bang te maak en die ander gebruik hulle om ou tannies in die ouer huis rustig te maak. Amen. Ons musiek smaak 'n verskil. Daar's baie keer wat ek vir my songs hier wil sing en sê hulle vir my, nee, hier's nuwe mense. Stadig. Amen. So 'n lidmaat wag om bedien te word. 'n Vernoot soek waar hy kan dien. 'n Vernoot meld aan hoekom, want jy het ook verantwoordelikheid. Dis jou koninkryk ook, dis jou huis ook, dis jou kerk ook. Amen. Om te sien hoeveel mense al hande opgesteek het, wat nie eens deel is in ons kerk nie. Een ou steek hande op wat ons help, hy was by een man aan. Een man aan. Maar hy's uitverkoop aan die droom. Amen. Mense uit die Bosveld uit wat bel en sê, hoe help ons, wat het julle nodig? Want die impak wat ons op hulle lewe gemaak het, kan hulle nie anders om dankbaarheid te wys en te sê, wat gee ons terug nie. Sien, 'n lidmaat wil net hê, 'n vernoot neem deel. Wat kan ek bydra? Hoe kan ek help? Amen. Ek sê, dis vir my lekker, dis soos Delise en Brandon hulle, want vir ouers nee sê, ons kom eers die maandag, want ons gaan eers die 7de na die nuwe kerk toe en ons gaan saambraai. Shane het dieselfde gedoen. Dit was funny. Ons kom nie meer Saterdag deur nie. Ons het eers Sondag na kerke ding. Ons sal Sondag aand deur ry afsee toe. Amen. Dan is ek soos Damstrang. Jy kom maar gegaan het. Nee, ek mis dit nie. Hoekom? Want wanneer dit joune ook word, word dit vir jou ook belangrik. Wanneer jy eienaarskap vat. 'n Vernoot het eienaarskap. 'n Vernoot is uitverkoop aan die koninkryk. Want dis jou besigheid ook. Dis jou hart ook. Dis jou droom ook. Rihanna sê, kom trek bossies uit. Jy kan dalk nie bossies uittrek nie. Jy het dalk 'n graaf, maar jy weet nie hoe werk hy nie. Kom ons leer jou. Jy het dalk 'n krywa, want ons een krywa het gebreek. As jy sê jou rug pla, jy kan hom nie stoot nie, ons organise iemand. Amen. Jy kan dalk nie in die tuin werk nie, maar jy kan kos maak. Weet jy hoe eet daai ouens? Weet jy wat kos hulle my aan kos? Amen. Maar jy kan nou al gestop het en sê, weet jy, hier's 2 bakke lasagna. Ek weet dis my special bakke, hulle is so mooi. Hou hulle sommer vir die nuwe kerk, dan het ons lasagna bakke. Jy kon 'n potjie gebring het. Jy kan koeldrank gebring het. Jy kan sê, ek kan dit liefs vir julle koffie maak. Trust my, ons drink koffie. Amen. Moet nooit kyk na werk, wat kan ek doen? Moet nooit kyk na bydra en dink, moet ek geld gee of jy kan geld ook gee. Jy kan whatever doen. Maar as 'n vernoot, wees uitgekoop. Amen. Wie is uitgekoop? Die mense reën nat. Wie kom doen hare daar vir al die tannies met nat hare? Die dam is so vol daar. Pierie, kom leer die ouens visvang wat nie kan visvang nie. Dis net die visvangers vang. Ek weet daar's nie visie, maar die visvanger voeltjies, duikie goggas uit die swembad uit. Die swembad raak nou blou. Nou kan ons sien, maar so 'n week terug was hy groen. Jy kon hulle oortuig het daar's iets daaronder. Vra vir Janko toe hy op 'n ding trap en dit maak so onder sy voete. Amen. 'n lidmaat hou daarvan om teenwoordig te wees, maar nie betrokke te wees.
'n lidmaat is teenwoordig, maar nie betrokke nie. 'n Vernoot sit altyd die koninkryk eerste. Here, wat wil jy vir my dag hê? Wie by my werk moet ek mee praat? Wat moet ek vir die koninkryk eerste doen? Vir 'n vernoot kom die koninkryk eerste, alles anders is sekondêr. Amen. Ek onthou in die begin, my kinders, dit was vir hulle moeilik. Laat die koninkryk kom eerste. Ja, maar ons is familie, ek weet al hierdie goed, maar die koninkryk van God kom eerste. Amen. Daarna sal ek berge vir enige iemand skuif, maar die koninkryk van God kom eerste. Het ek daardeur al vriende verloor? Baie. Het ek al familie verloor? Absoluut. Het ek nuus bygekry? Verseker, like-minded people, wat ook uitverkoop is. Amen. En dis wat God van my en jou verwag. Kom ek vat vir Pastor Grant, kan ek julle as 'n voorbeeld gebruik. Daar's 2 goed in 'n jaar wat Grant nie mis nie. Toy Run en die Poison, sien? 2 goed wat hy nie mis nie. Hierdie jaar is dit so dat ek kan 2 keer nie hier wees nie, en dis op daai 2 naweke. Nou bel ek, Pastor Grant, is dit taai 1, ek bel hom eers oor die 1. Ek sê, daai naweek kan ek nie hier wees nie. Hy sê, jy weet dis die Toy Run. Ek sê, ja, hy sê, maar die kerk kom eerste. Nee, en dit jou hoe lank gevat om daar te kom. Toe bel ek hom en sê, 13 Desember, ek moet 'n troue in Pietersburg doen. Hy sê, jy weet dis Poison. Ek sê, ek weet, jy het elke t-shirt. En hy's like, die kerk kom eerste. Amen. Nou kan hy sê, I got the t-shirt, nee? en wat dit vir my so amazing maak is, dis deel van sy journey ook. Ons almal groei, dat waar jou belange, nog steeds jou belange bly, maar God se belange kom eerste. Amen. Dis soos mense vir my sê, ja, ek weet nie wat doen julle so baie by die kerk. Ek sê, wat gaan jy in die hemel maak? Want daar hou ons net kerk. Amen. Ek is nie 'n kerkmens, ek gaan nie graag kerk toe nie. Ek dien die Here op my manier. Wat gaan jy in die hemel maak? Daar hou ons net kerk. Amen. Ek hoop jy raak gou lief vir kerk. Anders gaan jy suffer. Amen. Maar prys die Here, dis anders daarbo as hierso. Amen. 'n Lidmaat sê maklik, die kerk moet my help. 'n Vernoot vra, Here, hoe kan ek gebruik word? Amen. Amen. 'n Vernoot bou saam met Christus sy liggaam. 'n Vernoot is involved met Christus. Ek sê nie kom na my toe en sê, "Jesus pastoor, het jy nie vir my iets om te doen nie?" Ek het jou baie om te doen, maar jy by die Here gaan hoor waar wil hy jou hê. Het jy na hom toe gegaan? 1 Korintiërs 3 sê die volgende, hy sê, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants, nor he who waters is anything. Maak my nie belangrik nie, oor ek die pastoor is nie. Amen. Ek het die saad geplant, jy moet water gee, wat beteken dit? Jy gaan verder met die fondasie wat in jou lewe gelê is. Bomshelter is groter as ek, Bomshelter is julle almal. Ek was net die saad, julle is die water. Maar God laat groei. Hy sê, he who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to the labor. Ons is dieselfde voor God. Moet nooit laat 'n pastoor vir jou sê, hy is belangriker as jy. Hy lieg. Het hy 'n groter verantwoordelikheid? Absoluut. Maar voor God bly ons kinders. Kinders bly kinders. Amen. In jou huis het jy's lief vir jou kinders. Jy dalk soetes en stoutes, maar jy's lief vir hulle. Partymal is jy liewer vir die soete as vir die stoute. Partymal is die soute cute en ag, dankbaar, ek het een besige kind en die ander ene, jy soos jou ma of soos jou pa, né? En ons almal het daai in die familie. Amen. Amen. Hy sê hierso, he who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Jou blessing is gekoppel aan jou betrokkenheid. Wat jy doen, hou op sê, bid vir my pastoor, laat die Here vir my help, maar jy doen niks nie. Amen. God seën jou handewerk. Hy seën jou betrokkenheid. Hy seën jou labor. Anders is jy 'n beggar wat verwag om seën te kry, maar jy doen niks nie. En ons het nie 'n beggars mentality nie. Ons is seuns en dogters van 'n koninkryk. Ons het 'n ruling mentality.
Ons heers oor omstandighede. Omstandighede heers nie oor ons nie. Omstandighede bepaal nie my joy nie, want ek kon Vrydag gekies het dat my omstandighede my joy steel. Ek kon gekies het dat ek my nat strip en wys dat hulle hom nooit weer kan fix nie. Hulle gaan hom moet vashou. Amen. Maar ek het gekies. Ek het gekies dat hierdie moet 'n getuienis wees. En as dit net vir daai tannie by die polisiestasie was om te sê, wow, en hy so rustig gehoor. Wat 'n blessing. Wat 'n blessing. Amen. Hy sê, for we are God's fellow workers. Ons is saam met God in die ding. Hy sê, you are God's field, God's building. Die Here werk met my en jou. Hy bou ons saam vir 'n plan. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. Ek kan net die fondasie oor jou geloof neerlê. Jy moet daarop bou. Ek kan net die fondasie vir ons kerk neerlê. Jy moet daarop bou. Ek kan net die fondasie van die koninkryk in jou lewe vestig. Jy moet daarop bou. Jy het 'n verantwoordelikheid om die droom wat God vir jou te gee het. Ek kan die droom aktiveer. Jy moet hom uitleef. Ek kan nie jou droom vir jou leef nie. Ek kan nie jou lewe vir jou leef nie. Ek kan nie jou keuses vir jou maak nie. Ek kan vir jou bid, ek kan vir jou raad gee, ek kan my lewenservaring, wyshede met jou deel, maar die keuse bly joune. Amen. Nobody can choose for you. Jy moet vir jouself kies. Dis is wanneer couples by my kom sit en hulle weet nie of hulle wil aangaan of skei of whatever nie, dan sê ek vir hulle, ek gaan nie vir jou die besluit maak nie. Ek kan vir jou raad gee, ek kan vir jou die pros en cons van al twee kante van die wêreld gee. Maar ek kan nie vir jou die besluit maak nie. Jy gaan jou eie besluit maak. Want jy gaan nie eendag sê, maar jy het so gesê nie. Want ek het dit al deur gegaan en ek het pak gekry. Ek het baie mense se drama se scapegoat geword. En ek het net geweier. Sê, jy moet verantwoordelikheid vat, neem jou eie besluit. Jy is verantwoordelik vir jou eie geloof. Jy is verantwoordelik vir jou eie groei. Jy is verantwoordelik vir jou kerk. Jy is dis julle kerk, dis nie my kerk nie. Tot ons konstitusie is geskryf, dat is nie my kerk nie. Nou besluit julle oor 'n maand, julle is gatvol vir my, dan kan julle my sê, tata, Hasie, waar gaan jy? Amen. Maar gelukkig is julle lief vir my. As ek jou nog nie offend het hierdie jaar nie, daar's nog tyd, gee kans. Amen. As ek jou vanoggend offend, chap, dis deel van die koninkryk, die woord bou en die woord groet met die hand. Hallo. Ek like jou nie baie nie, maar hallo. Sien, die woord stuur in ons harte. En dis wat hy sê, hy sê, and someone else is building upon it. Iemand moet verder gaan met die droom waarmee ek begin het. Iemand moet verder gaan. Die hoeveelheid mense wat ons al uitgestuur het. Amen. Pastoor Christie en Mika wat volgende maand begin by 'n nuwe kerk. Hulle vat hulle pa se bediening oor. Wat 'n voorreg om 12 jaar in hulle te kon invest om met daai droom verder te gaan. 12 jaar. En ander ouens wil as jy die Bybelskool môre kerk begin. Dan kom hulle agter, dis nie so maklik nie. Jy het nog nie die karakter nie, jy het dalk die droom. Jy het dalk die salwing, maar jy het nie die karakter nie. En salwing sonder karakter sal jou verwoes. Dit sink jou. Want hoekom? Skielik gaan die salwing na jou kop toe, nie na jou hande toe nie. Wat bedoel jy daarmee? Jy's geroep om te dien. Amen. Ons is geroep om te dien. En dit is so belangrik dat ons dit verstaan. Hier is so 'n paar versies oor vennootskap. Matteus 6:33. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Jesus sê, as jy goed soek jy die koninkryk. Alles wat jy nodig het, is in die koninkryk vasgevang. Jou deurbraak, jou nuwe kontrak, jou verhoging, alles wat jy in die lewe soek as kind van God, om jou lewe te groei, lê in die koninkryk van God. Nie my nie, in die koninkryk van God. Amen. Geen pastoor kan jou red nie, geen kerk kan jou red nie, net Christus red. Amen. Daar's van julle, 'n paar jaar terug sou ek jou wou hel toe stuur. Wat nog van probeer jou red? Ek het van julle nie gelike nie, maar die Here het my liefde gegee. Amen. Is dit nie cool nie? Daar's mense daar buite wat nog steeds nie my like nie, wat hoop ek gaan help. Maar that's such is life. Daar's mense wat nie van jou hou nie, maar hulle jou nog eendag ontmoet nie, net oor ander mense se stories. Amen. En dis die realiteit van die lewe. Matteus 9:37 sê, then he said to the disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few.
Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. En dis wat John Claude en Shane vir my sê, hierdie vers, en ek het hom by julle gesteel in ons gesprek. Hy sê daar's 200 mense in die kerk, maar net 2 dae op vir werk, om te help. Waar is die ander? Ek sê, welkom in bediening. Baie kom kerk toe, nie baie as uitverkoop aan kerk. Amen. Ek sê, dis die reality. Dis hoekom Jesus het self gesê, die oes is groot, maar die werkers is min. Hy sê, daarom bid vir God van die oes, dat hy werkers gee. Hy sê nie bid vir God van die oes vir 'n oes nie. Die oes is klaar daar, die oes wag vir jou om te werk. Die oes wag vir my om te werk. Amen. Om betrokke te wees, want dit aktiveer die oes. Amen. Anderswoorde, Jesus wys ons daarop, dat die oes is groot, maar die werkers is min. Amen. Ongelukkig het kerk ons oor jare geleer om 'n beggars mentality te hê, om van God te smeek. Amen. Baie mense se gebede klink of hulle smeek. Ander bid weer asof die Here vir hulle werk. Here doen dit, Here maak so, Here hierdie. Here as jy nie nou nie. Hy's like, ek hoef nie nou nie. Ek leef in die ewigheid. Raak jy vir my rustig. Jy's like, ek kan nie nou rustig raak nie. Hy's like, okay, kom ons toets jou geduld die week. Amen. As jy die hoeveelheid werk op die plot moet sien, wat in die volgende 2 weke moet gebeur, dan sê jy, Here help my. Amen. Hoekom? Want, dis maklik om te sê, kom ons skuif die datum, dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê, ons moet die 7de dag begin. Dis hoekom hy dit vir ons gegee het. Amen. En ons is excited daaroor, en ek hoop julle raak excited. As jy niks anders wil doen, bid ten minste net vir ons. Amen, laat ons nie moeg raak nie, laat ons nie opgee nie, laat ons nie weghol nie, want 7 Desember launch ons die nuwe gebou. Amen. En as jy daar gaan wees, amazing. As jy nie daar gaan wees nie, kyk die foto's op Facebook en drool. Amen. Want dis jy wat gaan uitmis. Amen. Ephesians 4, and he gave the apostles, the prophets, evangelists, shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ until we all attain the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. God het vir ons geestelike leiers gegee om ons toe te rus vir ons dienswerk in die koninkryk. Amen. As jy net die woord vat wat jy weekliks kry, maar nooit toepas nie, is jy nie bruikbaar in die koninkryk nie. Ek mag nie meer sê useless nie, maar jy's nie bruikbaar in die koninkryk nie. Amen. Want God het jou 'n roeping gegee, en daai roeping gaan bly roep. Daai roeping wag vir jou om op te staan en te sê, ek gaan 'n verskil maak met die lewe wat God my gee het. As jy laat aan Jesus vashou vir redding, sonder om jou kant te bring. Amen, dan is jy 'n rower. Jy's 'n bedrieër. En ons almal ken in besigheid hoe lyk 'n bedrieër. Amen, dis die ouens wat die eer vat, die geld vat, en jou moet al die skuld los. Amen. En ek en jy kan nie daai naam dra in die koninkryk nie. Ons is kinders van integriteit. God sê, ek het mense na my beeld geskape. Daai woord beeld in die ou Hebreë sê, hy het mense na sy integriteit geskape. Scary thought. Amen. So integriteit is nie iets waaraan jy werk nie, dis jou vertrekpunt. Want jy is in sy beeld geskape. So maar hoekom sukkel ons met integriteit? Invloed, vriendekringe, werksmense, keuses. Al daai goed sink ons integriteit. Amen. En dit is so belangrik dat ek en jy dit verstaan. Hoekom het hy hulle gegee? Hoekom het hy die apostels gegee? Vir jou dienswerk. Daar's 'n deel wat jy moet bybring wat ek nie kan doen. Daar's 'n deel wat jy na die tafel toe bring wat ek nie kan bring. Amen. Ek kan dalk 'n steak braai, jy maak dalk lekker aardappelslaai. Amen. Iemand kan dalk 'n goeie pudding bak. Cassie het koeksusters. Amen. Met ander woorde, elkeen bring iets na die tafel toe waarin hy of sy geseënd is. En jy het nie daai gawe gekry om jou belangrik te maak nie, jy het daai gawe gekry om mekaar te dien.
Jou gawe is nooit vir jou nie. Dis vir mense. Ek het nog nie 'n appelboom gesien sy eie appels eet nie. Amen, jou vrug is nie vir jou nie. Dis vir ander mense. Het jy al gesien hoe appelboom homself eet? Nee. Dalk 'n piesang, nee. Amen. Ek het al gehoor hulle sê, wat sit in 'n peerboom en skree ek's 'n appel, ek's 'n appel, ek's 'n appel. 'n Malpeer. Wat sit in daai peerboom en skree ek's 'n peer, ek's 'n peer, ek's 'n peer. Hy sê 'n malpeer na uit berading by B of by wie gekry. Amen. Ek is nou weer 'n peer. Vir 'n rukkie. Amen. Van julle is mos net vir 'n rukkie 'n Christen. Dan val die tor weer af. Dan klim ons weer op die bandwagon. Maar dis die lewe. Ons is onder konstruksie. Amen. Maar moenie daai sin as 'n verskoning gebruik om nie te groei nie. Om nie te verander nie. Amen. 1 Petrus 4. As each has received a gift, say gift. Use it to serve one another as good stewards of God's grace. Hoekom sê hy steward? Wat beteken dit? Rentmeester, wat beteken dit? Jy het 'n besturende rol in die koninkryk, hoe jy uitleef, ander mense raakleef met dit wat God jou gegee het. Jy het invloed. Amen. Wat is mos die ding, dis almal wil 'n influencer wees. Amen. Beste influencer volgens my is die Heilige Gees, want hier sit julle almal. Iewers het hy jou lewe raak gekry. Amen. En dit is belangrik dat jy dit verstaan. Whoever speaks as one who speaks the oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies. So as jy dink jy gaan moeg raak om te dien, jy gaan nie, die Here gee vir jou krag. In order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. Ons doen wat ons doen, laat God die eer kan kry, nie mense nie. Amen. As jy dit nie vir die Here kan doen nie, vir wie doen jy dit? Die Bybel leer ons, doen alles asof jy dit vir God doen. Ons soek menslike erkenning. Amen, ons soek dit. Ons wil hê mense moet sê, oh, pastoor, jy het so mooi gepreek. Tarien, jy het so mooi gebid. Cassie, jy verkoop die lekkerste koeksusters. Ons like die erkenning. Maar die eer behoort aan God. Ek sê altyd, God's glory is like perfume. You can smell it, but don't taste it. Wie van jy het al parfuum in jou mond gespuit? Daai wat jy mos, dan spuit jy min. Wie het al parfuum geproe? Hy ruik beter as wat hy proe, amen? En dis wat God ons wil leer. Die eer is syne, maar enjoy die atmosfeer van sy eer. Enjoy die flavor, die geur van dienswerk. Amen? Hier is nog 'n laaste vers. Handelinge 2, waar ons begin het. Ek love Handelinge 2. Hierso is die gemeenskap. Hoekom is ons by mekaar? Wat is die doel van by mekaar kom? Amen. Weg te kruip vir die reën, dat help vandag. Maar ander dag, hoekom is ons hier? Hy sê, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. Fellowship hierdie jaar, weet julle, is 'n groot woord by ons. Amen. Wat beteken fellowship? Ek verstaan God se hart vir mense, ek maak my deure oop en nooi hulle in. Amen. As jy nog iemand hierdie jaar na jou huis toe genooi het en hulle sê, invite, kom eet hier, kom kuier hier, kom drink koffie, ons gaan oor die koninkryk gesels nie. Jy verstaan nie God se hart nie. Amen. To the breaking of bread and the prayers. And all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Mense sê altyd vir my, hoekom sien ek nooit wonderwerke en sulke goed nie? Wat is ons antwoord? Want jy bly mos by die huis. Amen. Hoekom sien ek nie deurbrake nie? Hoekom gebruik die Here my nie soos hy daai mense gebruik nie? Want jy bly mos by die huis. Die koninkryk is 'n teenwoordige krag. Amen. Amen. And all who believed were together and had all things in common. Hulle het dieselfde hart gehad, dieselfde mind oor goed, dieselfde droom, dieselfde visie. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Dis hoekom ons in die kerk vra, as jy nie offerhande het nie, steek jou hand op. Hoekom? Want ek kan nie laat jy uitmis op die geleentheid om te bless nie, want die woord leer ons, hy sê, whether jy in die oggend gee, of whether jy in die aand gee, of whether jy al twee gee, hy sê, moenie uitmis om te gee nie, want jy weet nie watter een God seën nie.
En daai geldjie wat iemand dalk vanoggend vir jou gee, was die saad wat môre jou deurbraak oopsluit. Iemand het eendag vir my gesê, ja maar, sê iemand gee nou vir my R50, maar ek het 'n groter behoefte om 'n brood te koop as wat ek geld in die mandjie koop. Gaan koop 'n brood. Gaan koop 'n brood. Daar waar jou need is, gaan koop 'n brood. Amen. Die kerk gaan klaarkom sonder jou geld. Die Here sal iemand anders sê, okay, Pietie het met sy R50 brood gekoop, ek gee R50 ekstra. Dis hoe God werk. Amen. Maar moenie blameer nie. Ek het al vir mense wat vir my sê, ja, maar ek kan nie hierdie maand vir die kerk geld gee nie, want ek moet my kinders se skoolfonds betaal. Betaal die skoolfonds, want jy gaan nie eendag vir jou kinders sê, julle is so dom, want julle kon nie skool toe gaan nie, want die kerk wil ma se geld gehad. Amen. Ons doen nie daai nie. Amen. And all who were together, all who believed were together and had one thing in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all, as any had need. And day by day, say day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, day by day. Elke dag is 'n geleentheid vir jou om jou huis oop te maak vir mense. Jou werksplek, waar jy beweeg. Die kerk is 24/7 oop. Ek het al gesê, kom net. En as ek nie daar is nie, kom weer. Ek gaan wel nou terugkom. Okay, dan moet ek my kar kry, maar ek sal terugkom. Amen. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. As jy guns by mense wil hê, leer om te deel. Leer om betrokke te wees. Leer van fellowship. Hy sê hulle het saam geëet. Dis hoekom ons as 'n gemeente saam eet. Ons saam braai. Amen. En dis die voordeel van die nuwe kerk. Ons gaan nie een keer 'n kwartaal 'n kerk braai nie. Ek steek elke Sondag na kerk 4 aan. As jy daar wil wees, join. Amen. As jy voel jy wil net een keer 'n maand doen, dis ook fyn. Maar elke Sondag na kerk steek ons 4 aan. As dit reën, dan hoop ons iemand het 'n lasagne gebring of iets. Amen. Anders te braai ons soos ek gister. Ek kon net nie meer 'n week lank nie braai. Veral na alles waar leer ek is nie. In die reën gister, toe was ek braai. En as jy okay buite, ek is op my gelukkigste. Amen. Ek braai. Dit was nou wel op gas. Ek het gesuffer, maar ek het gebraai. Amen. Mens moet braai ook. Amen. He say, they received their food with glad and generous hearts. Sien, ons moet braai. Praising God and having favor with all people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Al hoe jou gemeente en jou kerk en jou lewe en jou besigheid gaan groei in kliënte, is hoe jy uitleef dit wat God jou gegee het. Die Here sal add. Hy sal jou besigheid laat groei. Hy laat die kerk groei. Hy laat jou bediening groei. Hy laat jou werksplek groei. Dis die Here wat dit doen. Maak nie saak wat se plannetjies jy beraam nie. Jy kan Piet Pompie se boek oor 9 maniere om jou besigheid te groei lees. As God nie daarin is nie, gaan dit sak. As God daarin is, gaan jy eers iets leer oor jouself voor jy iets leer oor besigheid. Amen. Want die Here berei ons harte voor vir die blessing. Hy berei jou karakter voor vir die blessing. Reën hulle nat? Shame. Amen. Dis ook 'n blessing sê hulle as dit reën. Ek hoor as dit by 'n troue reën is dit 'n blessing. Amen. Okay, so hoe lyk 'n vennoot? Ek's amper klaar. Hoe lyk 'n vennoot van die koninkryk? Nommer 1. 'n Vennoot leef as iemand wat gestuur is. Hoor mooi. 'n Vennoot lewe as iemand wat gestuur is. Jou werk, jou huis, jou gemeenskap, dis jou sendingveld. Met ander woorde, as jy hier uitgaan, jou familie, jou vriendekring, jou werksplek weet, jy's 'n kind van God, geroep deur God. Jy leef dit uit waar jy gaan. Amen. 'n Vennoot dra die atmosfeer van God se liefde, sy vrede en sy lig waar hy gaan. Omdat jy 'n vennoot van God is, gaan hulle die hart van die koninkryk in jou sien. Hulle gaan sy liefde sien, sy geduld sien. Amen. Sy vrede sien. En dit is so amazing is, almal wat op die nuwe plot aankom sê, hier is soveel vrede. Maar dit was ons hart. Here, laat hierdie 'n plek van vrede is. Laat iemand onder die bome kom sit en sê, hier kan ek afskakel. Hier kan ek God ontmoet. Amen. Want dis die doel daarvan. 'n Vennoot dien met nederigheid, soos wat Jesus gedoen het. 'n Vennoot gee met blydskap, omdat hy weet hy saai in die koninkryk in.
'n vernoot dra geestelike vrug, karakter, invloed en disippelskap. Wat beteken disippelskap? Waar is die mense in jou lewe wie jy mee 'n pad stap? Want as niemand jou volg nie, waarheen is jy op pad? Amen. Disippelskap is die opdrag. Elkeen van ons is verantwoordelik om mense te skool in die koninkryk. My werk is om jou te koop vir jou bediening. Met ander woorde, die mense wie jy moet bereik. Ek kan hulle nie bereik nie. Ek werk nie waar jy werk nie. Ek ken nie jou familie nie. Ek ken van hulle, maar ek ken nie almal nie. Amen. Net jy kan jou vriendekring bereik. Amen. Ek onthou so 'n paar jaar terug was daar ou gewees want sy vriende nooi hom. Hulle gaan na Duitsel toe en sê ons gaan gou by 'n ander plek stop vannag. Waar stop hulle? Bomshelter. Nou jy weet, daai ou is al 17 jaar 'n hoëpriester in satanisme. Hy sê en toe hy daar aankom by daai deur, toe weet hy hier's aan 'n moeilikheid. Hierdie is nie die party wat hy voorberei het vir. En hy sê nou meer hy sy walls probeer in die gees opsit om homself te beskerm teen die lig, hoe meer breek dit af. En hy sit so derde ry van vooraf en ek's besig om te bedien. En hy sê, na die tyd sê hy, en ek draai om en ek kyk om so, ek sê, moet jy nie verbaas wees as die lig van die Here nou oor jou kom nie. Hy sê, boem, daar bars alles. En hy besef, maak nie saak wat hy traai nie, hy kry nie gestop die krag van God wat deur ons vloei nie. En hy sê, en daar het hy ontmoeting met die Here, dit word so warm, dat hy voel hy gaan internally combust, en hy besef die vuur van God is warmer as iets wat hy nog ooit geken het, die lig van God is meer helder as wat hy nog ooit gedink het, en die Here change hom daar, ek weet nie eers nie, hy sit daar en hy gee sy hart vir die Here, sonder 'n altarkol, want hy het 'n ontmoeting met die Heilige Gees. Vandag het hy sy eie bediening. Vandag gaan hy teruggegaan na die skool waar hy vandaan kom en alles disrupted en hy het 'n praatjie gaan hou oor hoe gevaarlik is satanisme en die verandering wat God in sy lewe gebring het. Sien, jy het nie 'n pastoor nodig om jou te red nie, jy het die Heilige Gees nodig. Sien, jy hoef net oor die Here te praat, die Here sal die werk doen. Amen. Ons lê net die fondasie, God bou daar. Hy het gesê ons is sy gebou, hy bou daar. So hoe beweeg ek van 'n lidmaat na 'n vernoot? Nommer 1, gee jouself heeltemal oor aan God. Surrender, 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 surrender. Dis die woordjie in hierdie kerk. Surrender, surrender. Gee oor. Hoekom kan ons nie oorgee nie? Want ons wil in beheer wees. Dis die enigste rede. Daar's geen ander rede. Hoekom jy nie kan oorgee nie? Jy wil beheer hê. Amen. In die koninkryk, daar is klaar koning. Sorry, nee. Sorry. Ons laas jaar gepreek, toe ons gepreek het oor Christus, Desember, oor Kolossense, wat het ons gesê oor Jesus? Die dag as jy jou eie heelal kan create, met jou eie sterre, son en maan, jou eie mense, dan mag jy die reëls maak. Tot dan, submit jy aan die koning se reëls. Amen. Ons is deel van sy skepping. Ons is nie die skepper nie. Amen. Ja, maar ek het my eie kinders gemaak. Nee, jy het die tools gebruik waarmee jy toegedien is, deur die skepper. Amen. 'n lidmaat leef vir gemak, maar nie vir roeping nie. Baie mense voel die gemak van kerk. Ek was daarom Sondag by die kerk. Maar leef nie vir roeping nie. Daar's niks wat brand binne in hulle om te sê, "Jesus, ek wil iets met my lewe doen. Ek moet iets vir die Here doen. Hy het my nie verniet gered nie." Amen. Dis daai ding wat ons altyd sê. Is jy net genoeg, glo jy net genoeg om gered te word of glo jy genoeg om verander te word? Dis 'n verskillende wêreld. Amen. Ontdek jou gawes en jou rol. Niemand word gaweloos gebore nie. Die Here sê hy het vir elkeen 'n gawe gegee. Vir elkeen 'n gawe gegee. Ek kan dalk nie sing nie, maar kan 'n mikrofoon vashou. Amen. Ek kan dalk die Bybel prakties oopbreek. Dis my gawe. Maar as jy vir my vra, ek moet aan 'n engine werk, die derde keer wat ek sukkel, 'n 4-pond hamer skuif enige ding wat vas is. So ek is nie die ou wat aan engines werk nie. Amen. Dis soos ouens wat met elektrisiteit werk. Ek doen nie elektries nie, want ek kan nie daai ding sien aankom as iemand hom aangesit het. Amen. Ek het nou die dag so koffiebeker gesien. Wie hierso is electricians? Wie kan jy elektriese werk doen? Ek het nou die dag so 'n beker gesien wat die ou skryf en sê, I am a I work with wires, nee?
Ek weet nie elke elektriesien kan spel nie, maar beteken nie jy kan nie jou werk doen nie. Amen. So, Grant, het jy die hande gesien, daai ouens kort bekers. Amen. Word deel van die missie van jou gemeente. Dien, bou, versterk. Amen. Help saam bou, help saam werk, help dien, help saam droom. Partymal is 'n gebed vir my meer werd as enigiets anders. Partymal beteken 'n drukkie meer as 'n check. Amen. Wees sensitief vir wat God wil doen onder mekaar. En doen dit wat hy in jou hart sê. Amen. En 90% gaan dit daai ding wees wat jy nie wil doen nie. Want jy moet ook groei. Amen. Want dis hoe God werk. Amen. Wees getrou, selfs wanneer niemand kyk nie. Want God sien alles. Dis wat Matteus 6 ons leer oor die Onse Vader. Gaan na jou binnekamer waar God van die verborgene sien. Al sien niemand wat jy doen nie, God sien. Amen. God sien. En dis wat min mense verstaan. Min mense verstaan hoe my vrou operate. Baie mense dink dis ander mense wat die werk doen. Maar sy het iets gesnap van my hart. Is hierdie volgende, is hierdie sinnetjie. Dis my hart vir enigiemand in die koninkryk. Amen. Serve from the back and let others think they lead from the front. Sit ander mense daar buite. Amen. Dien jy hier waar niemand sien nie, want God sien dit. Daar sien mense en jy kry jou eer by mense. Maar ek wil eerder God se eer hê as mense eer, want die woord sê as ek eer by mense gekry het, wat se eer is daar dan vir my in die hemel? Amen. Ons wil God se dankie hê. Gaan almal sien wat jy doen? Nee, gaan ons dit partykeer sien? Ja. Maar hou nie op doen omdat niemand heeldag vir sê, "Oh, dit was nou mooi." Goue sterretjie nie. Amen. In die hemel is nie goue sterretjie nie. Jy is die sterretjie. Skyn. Tch, tch. Amen. Sit jou liggie aan. Amen. Wees getrou selfs wanneer niemand kyk nie. God sien alles. Die laaste ding, leef koninkryk eerste. Jou lewe is 'n instrument in God se hand. Ek wil jou dare hierdie week sê vir hom, gebruik my. En dan enjoy die joyride. Dit gaan meer soos 'n rollercoaster voel, maar geniet dit. Maar dis ook daai rollercoaster wat deur die water gaan, onder die grond, deur die modder, dan sy op die grondpad, dan sy weer op die teer, net as jy dink jy al asem, en slat dit tor jou, alles gebeur gelyk in die koninkryk. Amen. Dis hoekom die woord dit noem, is 'n upside down kingdom. As jy wil bo wees, dien by die voete. As jy wil sterk wees, wees swak waar ander mense sukkel, saam met hulle. Amen. Die prestige van die koninkryk is hoe hard jy dien, nie hoe goed jy lyk nie. Want baie mense is buite wit gepleisterde graffies. Beautiful, sparkle, maar binne is dit swart, is dit donker. Amen, terwyl ons die mure afbreek daar binne en hulle kap al die pleister af en ek sien daai rou steen, ek besluit ons gaan dit net so los. Buitekant is dit mooi gepleister en geverf, binne rou. Ek sê dis 'n regte Christen groepie. Buite lyk hulle pragtig, binne is hulle nog rou. Want is net God wat ons fix. Dis hoekom ons sê ons is 'n hospitaal vir sondaars, nie 'n museum vir skynheiliges. Amen. Ons almal het sonde, ons almal maak foute, ons stammel stel te leer, ons almal word kwaad, ons almal verloor ons geduld, ons almal raak geïrriteerd, frustreerd. Gaan lees daai hele vrug van die gees. Al 9, jy sien hoeveel sak jy moet hulle, want ek sak ook met hulle. Maak dit my bad? Nee, dit maak my afhanklik van God se goedheid. Die koninkryk maak jou afhanklik van God se goedheid. Amen. Jesus bou nie net 'n kerk nie, hy bou sy koninkryk. Hy roep jou hoër, maar dieper en nader. Amen. The way up is the way down. En hoe verder jy voel, hoe dit dryf jou weg, eintlik is hy besig om jou nader te trek. Want dit ons nou die dag gesê, ons lewe is soos 'n boomerang. Jy kan hardloop, maar jy kom weer terug. Amen. Jy dink, ek is ontslaaf van hulle. Hallo pastoor, ons is terug, ek weet. Dis die funny deel. As mense vir my sê, mag ons terugkom? Ek sê, jy het self weggeloop, jy kan seker myself terugloop ook. Dis nie my kerkie, is sy kerk. Amen. Amen. So wat is die vraag vandag?
Is jy 'n lidmaat van jou kerk? Is jy 'n vernoot wat die koninkryk help? En dis 'n vraag wat jy net vir jouself kan antwoord. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, wat 'n voorreg vanoggend. Dankie vir die amazing reën wat net so op ons neerdal, Here. Dankie vir die blessing van die teenwoordigheid. Dankie vir die krag van die woord. Dankie dat die woord lewend maak, ons stir in ons gees wakker te bring. Dankie dat U ons oprig, Here, om verskil te maak. Soos die woord sê, die een plant, die ander een maak nat, en dis so amazing met die reën, asof U vir ons almal sê vanoggend, come on, dis jou beurt om nat te maak. Ek sal vir julle 'n voorbeeld wees. Hier's die reën, wees soos die reën. Wees oral. Cover all places. Here, help ons om te sien, dat ons nie uitmis nie. Help ons om te doen, dat niks op die grond val nie. Laat ons nie verloor die gawe wat U vir ons gegee het, die mandaat wat U vir ons gegee het, die droom wat U vir ons gegee het, dat ons nie uitmis daarop nie. Here, self vir die mense vanoggend wat besoekers is, laat hulle teruggaan na hulle gemeenskap toe en 'n verskil daar gaan maak. Dat hulle na hulle leiers toe gaan en sê, ek is hier as 'n vernoot van die koninkryk. Ek wil nie net 'n lidmaat wees nie. Ek wil hê my lewe moet count in die koninkryk. Hoe help ek? Waar help ek? Hoe kan ek dien? Dis my gawe. Dis wat ek het. Here, en dis my hart vanoggend, dat elkeen dit kan vat wat God vir hulle gegee het. En sê, dis lekker om deel te hê, maar ek wil deel wees. Ek wil nie net teenwoordig wees nie, ek wil betrokke wees. Ek wil nie net opdaag nie, ek wil iemand anders uitdaag. Ek wil 'n verskil maak met my lewe, sodat my lewe ander inspire om ook 'n verskil te maak. Rig my op vandag om die koninkryk eerste te stel. 'n Hobby kan wag, 'n braai kan wag, 'n kuier kan wag, whatever kan wag. Ek wil U eerste stel. Help my daarmee. Help my in my besluite. Let God first, en dan die res. Dis ons gebed vanoggend in Jesus naam. Ek vra dat U almal sal bewaar op die pad in die reën. Dit reën baie, het gesê vandag gaan dit baie meer reën. Dat elkeen veilig op die pad sal wees. Vat hulle veilig huis toe, gee hulle 'n lekker middagslaapie, die wat een gaan vat. Here, maar waar ons volgende week weer bymekaar kom. Laat die goedheid en die guns op elkeen rus hierdie week. Dat daar nog mense met getuienisse sal kom en sal sê, hoor wat het God vir my gedoen. Want ons getuienisse stig mekaar se geloof om te vertrou vir ons eie deurbrake. En ons sê dankie vir getuienisse ook. In Jesus naam alleen. En almal sê saam, amen. Prys die Here.